Goeiemôre impetus. Dis fantasties om hier te wees. Ek het die voorreg gehad om 'n bietjie in Pretoria te gaan bedien en toe se Kaap toe saam met my kinders se sport. Maar hierdie bly 'n besondere plek. Dit moet ek vir julle sê. In Pretoria is daar baie geld, maar hier is daar baie mense en baie liefde. So dis lekker om by julle te wees vanoggend. En ons is in ons tweede week van ons reeks Groter Liefde. En ons het verlede week het afgeskop. As jy nog nie 'n boekie het om saam met ons te volg nie, ons het dagstukkies wat ons lees elke dag vir 5 dae van die week. En ons het die dienste en dan ons groepbesprekings. Dis die 3 groot dele daarvan. En dan gaan ons uitreik. En ons wil vra dat julle deelneem daaraan ook. En verlede week het Stef ons so 'n bietjie ingelei en ons 'n bietjie gehelp om net te verstaan die groter konsep daarvan, van as ons praat oor liefde, dat liefde en wie is ons naaste, en dat almal in God se koninkryk iemand is. En vanoggend gaan ons nou inspring, en vanoggend gaan ons nou in die belangrike gedeeltes van hierdie reeks ingaan. Ons gaan kyk na 1 Korintiërs 13, ons gaan kyk na wat sê Jesus regtig oor liefde. En die temavers van ons reeks, waar ons die tema groter liefde vandaan kry, is daar in Johannes 15, vers 13. Hy sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En dan die vers wat ons ook vanoggend al reeds gehoor het, wat ons almal seker al van kleins af in ons lewens gehoor het, Matteus 22 vers 37 tot 39, wat ons ken, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, en vanoggend se een wat Divan aangehaal het, hy gebruik die woorde daar, ewe belangrik. So ek wil hê jy moet in jou gedagtes ook dit regkry vanoggend, is dat dit sê nie, daar's een wat hoog is en die ander een is baie naby aan daai een nie. Hy sê ewe belangrik is dat jy met jou naaste lief hê soos jouself. So vanoggend as ons begin daarmee, dan gaan ons begin indelf in 1 Korintiërs 13, wat ons altyd hoor op troues, en ons hoor altyd hierdie wonderlike gedeelte, dis amper soos 'n poëtiese gedeelte, maar baie keer lees ons so daaroor, en ek hoop dat jou ore is nie al so geëik, dat jy dit lees, en dat jy net oor dit lees, en sê, ag, dis pragtig en mooi, en jy dink nie aan die praktiese implikasie van hierdie gedeeltes in ons eie lewe nie. En dis waar ons vanoggend bietjie gaan stil staan. Maar wat jy moet raak sien is uit hierdie Matteus 22 gedeelte uit, en ek dink Steve het dit verlede week so bietjie aangehaal, is dat in ons liefde is daar 'n vertikale komponent, en dit is waar jou liefde vir God eerstens moet wees. Dis die begin as gevolg van sy liefde vir ons aan die kruis, kan ons lief hê soos wat hy lief hê. En dan is daar die dwarsbalk of die horisontale deel van die kruis, wat ewe belangrik is, nie minder belangrik, nie ewe belangrik is, en dit is ons liefde wat moet uiting kry vir mekaar. So die eerste ding wat ek vanoggend by jou wil los, is dat daar's 'n vertikale liefde in jou lewe, waarmee baie van ons gewoonlik nie te veel van 'n probleem het nie, want dit is jy en God, en ons raak baie keer in dit weggevoer, en het is fantasties as jy groei in daai verhouding, en dit is die begin van alles. Maar waar ons baie keer sukkel, soos ou Jan Spies een keer gesê het, ek het nie 'n probleem met die Here nie, maar ek het 'n probleem met die Here se grondpersoneel hier op die aarde, is waar ons daai liefde moet uitleef in ons lewens. Dis waar die uitdaging baie keer in ons lewens kom. Die woordjie liefde in ons Afrikaanse taal en selfs in Engels is een woord, liefde. Wat jy weet in die Bybel, in die Hebreëus is daar 1 ekstra, en in die Grieks is daar 3, is daar 4 tipes liefde waarvan die Bybel praat. So dis hierdie liefde vir God, die agape liefde, en dan is daar 'n broederlike liefde wat jy het, en dan het jy 'n familieliefde vir die mense wat om jou is elke dag, en dan is daar romantiese liefde. So is baie belangrik om te weet, wanneer die Bybel praat van liefde, en as ons by 1 Korintiërs 13 inspring vanoggend, moet jy besef, daar word gepraat van hierdie goddelike agape liefde, wat natuurlik groter en oorkoepelend is oor al die ander tipes liefde. Dat is waarvan hy praat, is daai tipe liefde. En dit het hierdie vertikale en horisontale komponent in ons lewens.
En jy kan nie die twee, soos wat jy die kruis nie kan losmaak van die een van die ander een nie, daar is 'n dwarsbalk, daar is 'n vertikale balk, jy kan nie die twee losmaak van mekaar in jou lewe nie. So ek wil hê jy moet in jou eie gedagtes besef dat my liefde is so gekoppel aan my liefde vir God, is so gekoppel aan daai horisontale liefde vir ander mense. Ek kan dit nie skei van mekaar nie. Ek kan dit nie losmaak van mekaar nie. Want kyk wat staan op die skerm, ons liefde vir God word gedemonstreer in ons liefde vir ander, vir mekaar. Dis waar dit uiting kry in ons lewens. Nou, so 'n paar jaar na Jesus kom Paulus en hy skryf 'n brief vir die Korinte, wat 'n baie jong gemeente was, baie onvolwasse is, en hy skryf hulle daar in 1 Korintiërs 12 van die gawes, dat hulle is fantasties om mekaar te dien, hulle is wonderlik om die kerk te dien, en dan begin hy vir hulle 'n paar goed uit te spel en so aan, dan sê hy, maar julle kort een ding, julle is so goed daarmee om mekaar te help en julle liefde vir God is fantasties, julle groei in daai liefde, maar nou is daar een ding. Julle die liefde wat saam met die diens moet gaan, het julle so 'n bietjie agtergelos. En dan kyk ons daar vers 1. Hy sê, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbool geword. Klinkende simbool, sê 'n ander vertaling. En al het ek die vermoë om te praat, ek kan allerlei tale praat, ek ken mense wat 11 verskillende wêreldtale kan praat, ek ken mense wat engeletale kan praat, al kan ek enige tipe taal praat, al het ek die vermoë om goed te sê vir ander mense, wat mense verstom, wanneer ek dit vir hulle sê, en dink dis fantasties, hoe het hierdie persoon die vermoë om goed so in woorde uit te druk? Dis ongelooflik. Hy sê, maar, dan moet jy nie vergeet nie, as 'n lewe van liefde nie daar is nie, as ek nie in liefde lewe nie, maak alles wat ek sê, niks saak nie. Alles wat ek sê, maak niks saak nie. Dan gaan hy verder, vers 2, hy sê, al het ek die gawe van profesie, en ek ken ek al die geheimenisse, en ek besit ek al die kennis. En so ken ek gelowiges wat my verstom met hulle vermoë om goed te ken en te weet. Kyk, daar's baie godsdienstiges in hierdie wêreld wat so baie weet. Hulle is al vir 99 jaar in die kerk, hulle ken die Hebreëus, hulle ken die Grieks, hulle kan vir jou vers aanhaal vir elke ding wat jy moet doen en nie moet doen nie. Hulle kennis verstom jou net ongelooflik wat hulle weet, en hulle het wysheid. En kennis is belangrik. Ons moet ken en weet en verstaan wat die Here ons leer. Sê, maar as ek nie 'n lewe van liefde leef nie, maak niks wat ek weet ook saak nie. Want ek kan hierdie kennis gebruik om mense aan te val. Ek kan hierdie kennis gebruik om te sê, in die naam van waarheid maak ek ander mense seer. Dis nie hoe liefde werk nie. Ek dink die wêreld het meer as kennis nodig. Die wêreld het meer as mense wat baie weet en elke versie uit hulle kop uit kan aanhaal nodig. Die wêreld het liefde nodig. Dan gaan hy verder. Hy sê, al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. En vir my is hierdie mense wat visie en geloof het. Dis mense wat jou saam op 'n reis kan vat en jy sien wat hulle sien of jy sien net hierdie geloof dat hulle kan ongelooflike groot dinge doen met hulle geloof. Hulle glo alles is moontlik. En hulle vat ander mense saam op reis. Maar weer eens dink ek is 'n probleem as dit nie saam met liefde gaan nie. Ek dink daar's 'n mite in ons Christelike geloof dat dit gaan net oor wat jy glo.
Jy weet, baie van ons kom uit so 'n tradisie dat ons 'n groot klem op verstaan en weet en wat sê die Bybel regtig en wat is die waarheid van die woord en ons fokus op verstaan en ons wil die Bybel uitlê en ons wil die Bybel beter verstaan en ons geloof word gebou daardeur. En jy sê maar ek glo in Jesus, is al wat nodig is. Vir jou verrassing dat die duiwel glo ook dat Jesus die seun van God is. Hy glo ook. Geloof is belangrik, maar geloof is nie die belangrikste nie. 1 Johannes 4 vers 20 sê dat al sê ek dat ek God lief het, maar ek het nie ander mense lief nie, dan is ek 'n leienaar. Dan jok ek vir myself. So geloof is ook belangrik, maar is nie die belangrikste nie. 1 Korintiërs vers 13 gaan nog verder, hy sê, al deel ek alles wat ek het aan ander uit. Al doen ek iets wat ongeloofliks is, kom ons sê, jy voel gelei dat ek gaan alles wat ek het verkoop, ek gaan dit gee vir die Here se werk, en mense vind daarvan uit en hulle sê, wow, hierdie ou het 'n enorme opoffering gemaak, hy het verkoop alles wat hy het, en mense sê, joh, kan iemand so iets doen? Dat hulle alles wat hulle het verkoop en vir die werk van die Here gee. Hy praat nie hier net van, ek gee my 10de of ek gee 'n offergawe of iets nie, hy praat van iemand wat above and beyond gaan, en hy gee alles wat hy het vir armes. En weer eens, as ek nie 'n lewe van liefde leef nie, wil ek ook vir jou sê, alles wat jy gee, maak nie saak nie. Maak nie saak nie. Ek dink sommige mense gee om terug te ontvang. Ek weet jare terug was daar in die kerk was daar nogal 'n beweging geweest wat ons die geloofsbeweging genoem het, wat sê you name it, you claim it en dan sit joune. Jy moet dit noem, jy moet dit op sy naam noem, jy moet spesifiek wees en dan moet jy dit glo met jou hele hart. En ek vir jou sê, as dit nie 'n liefde is nie, dan raak dit baie selfsugtig. Dit gaan oor myself. Wat kan ek kry? Ek sit saad in die grond in die Here se koninkryk net vir dit wat ek kan terugkry uit die Here se koninkryk uit. En dan gee ons baie keer vir baie verkeerde motiewe. Die motief is selfsug. En ek wil dit so prakties maak om vir jou te sê dat as jy 'n kind het en jy sê my kind, ek het nie vandag of hierdie week tyd om saam met jou te spandeer nie, maar weet jy wat kan ek vir jou doen? Ek kan vir jou R1000 gee. Hoe dink jy? Sal jou kind voel daaroor? Ek dink 'n kind sal as hy groter word besef R1000 beteken vir my niks nie. Maar as jy my tyd kan gee en jy kan my aandag gee, is wat ek nodig het en jy kan my liefde gee. En dis net soos wat die gawes ook is dat al kan ons alles gee of baie gee vir die Here, maar dit kom nie uit 'n plek in 'n hart van liefde vir God en vir ander mense nie, dan beteken dit niks nie. Vers 3 gaan verder, hy sê, al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Al gee ek nie net alles wat ek het weg nie, al gee ek myself weg. Sê ek is bereid om myself op die prys te gee. En dit is vir my wat ek bereik in die lewe. So as dit wat ek bereik in my lewe nie kom saam met liefde nie, dan sê hy weer eens, is dit niks nie. So nie wat ek sê, nie wat ek weet, nie wat ek glo, nie wat ek gee, nie wat ek bereik in my lewe, beteken enige iets, as dit nie saam met liefde is nie. Dis die belangrikste van dit alles. Dan gebruik hy die woorde, jy's bankrot, jy's 'n nul, beteken niks nie. Nou vanoggend gaan ons stil staan oor, okay, maar wat is dit dan nou? En ons gaan 'n bietjie verder in die volgende paar verse. Wat is liefde dan? En as jy nou lees van vers 4 af, moet jy verstaan, dis nie 'n definisie van liefde nie, dis 'n beskrywing van hoe liefde is. Dis hoe liefde uitdrukking kry in ons lewens. Dis hoe liefde prakties raak in ons lewens. Al lees ons daar in vers 4, liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik.
Liefde is nie afgunstig nie. Is nie groot, praterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Dit is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En as jy net daai paar verse, 3 verse, dan dink jy, wow, dit is so groot. Dit is eintlik baie eenvoudig, maar so moeilik om partykeer uit te leef. Hierdie week se tema wat ons vandag inlei, so ons gesels vandag en hierdie week in ons groepe daaroor, is vers 4 wat gaan oor vriendelikheid. Vriendelikheid. Vers 4 sê die liefde is vriendelik. Vriendelikheid is liefde in aksie en ek wil hê jy moet ook probeer om jou definisie van vriendelikheid so bietjie te verbreed, want baie keer dink ons vriendelik is, jy loop iemand raak, jy sê, "Hi, so bly om jou te ontmoet, great om jou te sien, hoe gaan dit met jou?" Maar dit is baie meer as dit. Vriendelikheid, die Engelse woord is kindness. Weet jy hoekom ons dit gebruik as vriendelikheid nie? Kindness is 'n bietjie 'n breër konsep vir my. Hoe is ek kind met ander mense? Liefde is kind. En dit gaan eerstens in ons eie lewens, gaan dit gepaard met die Gees maak liefde in elkeen van ons se lewens moontlik. En die Gees maak vriendelikheid teenoor alle mense in ons lewens moontlik, kindness in ons lewens moontlik. En as jy sê, maar ek is 'n volger van Christus, dan is hierdie vers waar van jou lewe. 'n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor alle mense. Alle mense. Nie net sommiges nie. So hoe kan hierdie liefde dan oorgaan? Wat is die teken van dit, as jy sê ek's 'n dienaar van Christus? En vanoggend wil ek 5 dinge by jou los. Die eerste een is, liefde is, die teken daarvan is dat ek sensitief is. Dat ek sensitief is. Vriendelikheid of kindness beteken dat ek die oë het om dinge raak te sien. Ek het die oë om dinge raak te sien. Ek het die sensitiwiteit om te besef, ek moet aandag gee daaraan, wanneer dit my pad langs kom. Dis hoe ek kyk na ander, dis hoe ek oplet, waardeur ander mense gaan, dis hoe ek ander mense bystaan, dit stel ander mense eerste in daai oomblik. En ek wil vanoggend vir jou sê dat elke persoon wat in jou lewe is, en die mense wat vanoggend langs jou sit, of in jou ry sit, almal van ons het iets waarmee ons worstel op hierdie stadium. Ons almal het 'n wond, ons almal het 'n stryd wat ons stry. Ons almal het iets wat ons bekommer. Ons almal het iets wat swaar in ons hart is, wat ons saam met ons dra. En ons gaan nie noodwendig vir almal dit vertel nie, maar as ek moet eerlik wees, dan moet ek sê, hoorie, hierdie is iets in my lewe wat my plaas, iets wat my seer maak op hierdie stadium in my lewe. En om sensitief te wees, is dat ek op die uitkyk sal wees vir ander mense, vir waardeur hulle gaan in hulle lewe. Ek het die oë om te sien. Hoe baie keer kom jy en jy's 'n gesprek met iemand, of jy's by die werk of by die skool of kuier net saam met familie. Jy sien net iemand is af. Hulle is af. Iets is nie reg nie. En sensitiwiteit is om in daai oomblik vir daai persoon te vra, of dalk wanneer hulle eenkant is, hoorie, is jy regtig okay? Is jy regtig okay? Want iets lyk nie vir my reg nie. En die grootste probleem om vriendelik te wees, to be kind, is dat ons is te besig. Ons is te besig. Want hoe besiger ons is en ons hardloop in daai hamsterwieletjie en die lewe is vinniger en vinniger en vinniger, wat is die uiteinde daarvan? Is dat ons raak al hoe meer selfgerig. Ons is nie sensitief om ander mense raak te sien nie. Ons is nie sensitief
om te sien wanneer ander deur moeilike tye gaan nie. If you want to be kind or a kinder person, you have to slow down. En dis iets wat vir jouself moet sê, is dat as ek wil lief hê, gaan ek my lewe bietjie stadiger moet maak, want anders sal ek nie die sensitiwiteit hê om te sien as ander mense deur dinge gaan in my lewe nie. Vers 4 van Filippense 2 vers 4 sê, julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Hy sê nie, jy mag nie aan jou eie belange dink nie. Hy sê nie, jy moenie aan jou eie belange dink nie. Hy sê, jy moenie net aan jou eie belange dink nie. Maar ook aan die van ander. Het jy die sensitiwiteit om te weet in 'n oomblik, dat wat nou vir my belangrik en gerieflik is nie belangrik nie, is hierdie persoon. Iets is nie reg nie. Sien met jou oë die behoeftes van ander mense raak. En ons is te haastig, meeste van die tyd is ons te haastig. As ek jou 'n praktiese oefening kan aanbeveel, maak 'n lys van die mense in jou lewe, die mense by jou werk, mense wat in jou lewe is, jou gesin, jou familie, en jy skryf in name neer, en as jy langsaan kan skryf, hierdie is daai persoon se grootste behoefte op hierdie stadium. Wat sal jy daar neerskryf? En as jy 'n klomp blanks daar het, dat ek het nie 'n idee, wat is hulle grootste behoefte in hulle lewe op hierdie stadium nie, dan is jy nie sensitief nie. Want ons moet kan neerskryf. So vir hierdie persoon, ek wil vir hom bid. Hierdie persoon, ek wil daar wees vir haar. Hierdie persoon gaan deur 'n moeilike tyd. Dis die grootste behoefte wat hulle nou het in hulle lewe. So dis die een, is sensitiwiteit, is wat ons oë in ons lewens betrokke is, sien ek dit raak. Die tweede een is dat ek en jy moet empatie met mense kan hê, en dit is ons ore, om te kan hoor. Romeine 12 vers 15 sê, wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. In ander woorde, dis is ek ervaar iets wat iemand anders te ervaar. Ek stap in hulle lewe in. Nou, hier praat ek van mense wat in jou lewe is. Baie van ons is in professionele beroepe, en daar kan jy nie met elke persoon emosioneel betrokke raak nie, maar daar's mense wat die Here oor jou pad bring, by wie jy betrokke kan raak, emosioneel, in die opsig dat jy saam met hulle 'n pad stap, want hulle gaan deur 'n moeilike tyd. Beteken nie jy moet hulle probleme oplos nie, dit beteken nie jy moet hulle redder wees nie, maar jy kan langs hulle wees. En die grootste geskenk wat jy dalk vir mense kan gee, is twee dinge. En is hierdie twee goed wat langs jou kop is. Net om te luister. Net om te luister. Nie om raad te gee nie. Nie om te sê, maar as ek in jou posisie was, dan sal ek dit gedoen het nie. Nie om te sê, hoorie, kom ek beveel jou aan dat jy hierdie persoon gaan sien, want hy gaan vir jou al die regte antwoorde kan gee nie. Ons grootste behoefte is baie keer net iemand wat sê, ek sal luister. Ek sal luister. Dis die grootste geskenk wat jy dalk vir iemand kan gee. So sensitiwiteit begin by ons oë, maar empatie begin by ons ore, is om eenvoudig daar te wees. Empatie sê ek luister sonder om raad te gee, ek luister om daar te wees vir jou. Hebreërs 4 vers 15 sê, hoe het God met ons empatie, want hierdie hoofpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saam voel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor sonde geswyg nie. So het begin by my oë en by my ore, en dan gaan dit oor na die volgende een toe, en dit is, gebruik elke geleentheid. Seize the moment. Want so baie keer het ek al, tot my eie skaamte, het ek deur 'n dag gegaan, en daar was 'n oomblik gewees wat ek kon die oomblik gebruik het, maar ek het nie. En ons gebruik baie keer nie die geleenthede wat ons pad langs kom nie. Onvriendelik te wees beteken om spontaan te wees. Om vriendelik te wees beteken, ek moenie wag vir 'n engel of 'n stem uit die hemel uit, om na my toe te kom en te sê, Bram, hierdie ou wat nou voor jou sit, het jou nodig nie.
Hoef jy dit nie? Ek moet dit kan sien en die geleentheid benut. Die geleenthede kom ons elke liewe dag teweeg in ons lewens. En dit gebeur spontaan. Dis nie iets wat jy kan beplan nie. So baie in Jesus se bediening sien ek hy kom by mense en dan sit of dit glad nie op sy tydskedule is nie, veral nie op sy disippels se tydskedule is nie, maar dan staan hy stil by daai mense in daai oomblik. Dit gebeur in die oomblik as dit daar is. Moenie wag nie. Gebruik elke geleentheid. Al ooit verby iemand se huis gery of aan iemand gedink en jy sê, ja, ek wou nog vir hom 'n WhatsApp gestuur het. Ek wou nog vir haar 'n nota geskryf het en gesê, hoorie, ek waardeer jou vir wie jy is. Ek bid vir jou vir dit waardeur jy gaan. Al ooit gedink ek moet daai persoon so 'n bietjie bel en net hoor, hoe gaan dit met hulle? Hulle is so op my gedagtes die laaste tyd. En dan as jy jou oë weer uitvee, dan is die dag verby. Want jy's te haastig. Jy's te gefokus op dit wat in jou dag gebeur. En 'n week gaan verby, en 'n maand gaan verby. En voor jy sien, dan stel jy dit uit. Stel dit af. Jy het dit nooit gedoen nie. Moenie wag nie, gebruik elke geleentheid. Spreuke 3 sê moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer en dan help ek jou, as jy nou reeds kan help nie. En hier's wat jy moet weet, dit gaan gewoonlik nie op jou skedule gebeur nie. Dit gaan gewoonlik nie op jou skedule gebeur nie, dit gaan gepaard met iemand wat in die oomblik 'n behoefte het. En is baie keer ongerieflik, ongemaklik vir jou in daai oomblik. En elke dag is daar mense wat saam met jou loop, wat gewond is, mense wat saam met jou in jou lewe is, wat op een of ander manier seer of pyn het, of net nodig het dat iemand hulle moet bemoedig, wat behoefte het. So eerstens kry die oë en nie ore om te kan luister, maar as daai geleentheid kom, moenie hom laat verbygaan nie. Moenie hom laat verbygaan nie. En het jy geweet, die Here sit doelbewus mense elke liewe dag oor jou pad. Doelbewus. En jy is veronderstel om sy verteenwoordiger in hulle lewe te wees. En die Here het daai mense vandag of môreoggend oor jou pad gebring. Moenie daai geleentheid laat verbygaan om te doen wat jy moet doen nie. So dis die derde ding. Seize the moment. Die vierde ding is ondersteun wanneer jy moet ondersteun. Ek wil jou 'n snaakse vraag vra. Is watter reuk of smaak of gevoel los jy agter as jy wegstap van mense af? En daarmee bedoel ek natuurlik nie fisies nie. Maar wat los jy agter emosioneel? Voel mense, wow, dit was nou goed geweest, net om hierdie kort gesprek oor die foon te hê. Hy of sy het my gehoor terwyl ek gepraat het. Dit was so lekker om daar te wees. Of voel hulle uitgetrap, voel hulle veroordeel, voel hulle jy wil net kom met jou raad en dit wat jy geleer het en jou ondervinding en vir hulle raad gee in hulle situasie wat nie noodwendig vir hulle die beste raad is nie. Voel hulle verneder? Voel hulle geïnspireer? Wat los jy agter? En as jy dit dalk nie weet nie, wil ek jou aanraai, vra die mense in jou gesin. Vra die mense in jou gesin, want hulle sal gou vir jou kan sê. As ander mense wegstap, wat los jy agter? Want so baie is ons gefokus op dit wat ons graag wil bereik in 'n gesprek en in 'n omgee, dat ons kom nie agter dat ons eie agenda op mense afdruk nie. En dis nie hulle behoefte nie. Ondersteuning is, ek gee vir jou wat jy in hierdie oomblik van my nodig het. Spreuke sê, vriendelike woorde bring lewe. Voel mense lewe, as hulle wegstap. Ander gedeelte sê, regverdiges bring lewe deur hulle woorde.
Dis 'n lewe wat agterbly. Jy kan met jou woorde iemand se dag maak en sê hierdie gesprek, al was dit 'n 5 minute gesprek, het my dag gemaak. Of jy kan met jou woorde iemand se dag, die slegste dag maak van hulle week. Moenie laat die mense om jou honger wees vir ondersteuning nie. En onthou jou eerste disippels, jou eerste linie van mense waar hierdie liefde uitgeleef word, is die mense wat saam met jou bly. Mense wat in jou gesin is. Begin daar. Dan gaan vers 4 verder, hy sê, in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Ekskuus, is 2 Korintiërs 1 vers 4. Hy sê, in elke moedigheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging, waarmee God ons bemoedig. So ondersteun hulle. En dan die laaste een, is betaal die prys. Betaal die prys. So ek moet die oë hê, ek moet die ore hê, ek moet kan geleenthede raak sien en dit benut, ek moet regtig daar kan wees, maar dit kos ook iets van my. Verlede week het Steve so mooi gepraat oor die Samaritaan, en vir ons gewys, maar dit is wat dit gaan beteken. Ons gaan moet opoffer. Ondersteuning kos opoffering van ons kant af. 1 Johannes 3 vers 16 sê, wat liefde werklik is, het ons by Christus geleer, want hy het sy lewe vir ons gegee. Daarom moet ons ook ons lewe vir ons broers en susters gee. Ons ken so baie Johannes 3 vers 16. Maar 1 Johannes 3 vers 16 is ewe belangrik. Ons moet ook ons lewe vir mekaar kan gee. Wanneer is ons vriendelik teenoor ander mense? Ek dink vriendelik is dat ons bereid is om, wat dit ook al kos, saam met ander mense te doen. Daai Samaritaan het gesê, wat dit ook al my kos, die prys wat ek betaal. As jy dink aan daai vriende wat die dak gebreek het, wat verlam was, en daai verlamde man tussen Jesus en die ander mense ingebring het, hulle was bereid om daai dak se koste te betaal, om in te gaan. Wanneer my toewyding daar is, dan beteken dit ook, dat dit is nie net, ek sal enige prys betaal so vir God nie, dit beteken ook, dat ek sal enige prys betaal so vir die mense wat om my is. Want as ons dit nie kan doen nie, dan is ons geloof en ons kennis en dit wat ons kan doen, is niks. Dan sê ons eintlik, ons is beter as julle. Dan sê ons eintlik, ons doen dit omdat ons hierdie regverdiging het om dit te doen. Dan sê ons eintlik, maar sorteer jouself eers uit, en as jy jouself uitgesorteer het, dan kan ek omgee. Dan sal ek die prys vir jou betaal. En as ek na Jesus se lewe kyk, dan sien ek iemand wat onweerstaanbaar was. Sondaars het Jesus onweerstaanbaar gevind. Was dit oor wat hy geweet het? Was dit oor die geloof wat hy gehad het? Was dit oor wat hy gegee het? Ek dink ja, elkeen van daai goed was sigbaar in Jesus se lewe, maar hulle het iets ervaar by Jesus, wat hulle nie by die ander gelowiges van hulle tyd ervaar het nie. Hulle het liefde ervaar. Hulle het 'n veilige spasie aanvaar. Die sondaars het Jesus opgesoek in sy tyd. Hulle wou graag by hom wees. Dan sê Romeine, hy sê, maar God is heeltemal anders as ons. Hy wys juis hoe lief hy ons het, deurdat Jesus in ons plek dood gegaan het, toe ons nog almal 'n spul sondaars was. Jesus het uit sy plek van heerlikheid het hy gestap. Hy het uit sy plek waar hy alles gehad het wat hy nodig gehad het hy uitgestap. As dit net daaroor gegaan het dat Jesus sondeloos moes wees, dan sou dit nie nodig gewees het vir hom om aarde toe te kom nie. Maar hy het in ons lewens en in ons baie keer gemors ingestap. Hy het daar ingestap. En dan sê hy dieselfde voorbeeld wat ek vir julle gestel het, moet julle vir mekaar ook stap.
Partykeer moet ons in ander mense se gemors instap. Nie om alles reg te maak nie, maar om oë te hê, en om ore te hê, en om te besef, dat die Here het baie spesifiek hierdie geleentheid oor my pad gebring, om te ondersteun, soos wat ek moet ondersteun, en partykeer gaan dit my iets kos, as ek dit doen. Dis die liefde, wat 1 Korintiërs 13 vir ons los. Godsdienstige mense, kerkmense, soos maar net in Jesus se tyd dink, hou baie daarvan dat dit so is. Want dan is daar reëls, en ek kan dit beheer, en ek kan 'n vers aanhaal om te sê, ek gaan nie verder betrokke wees nie. Maar Jesus sê, dit is nie al wat belangrik is nie, ewe belangrik is so. En dis partykeer moeilik, dis partykeer morsig, dis partykeer de mekaar, dis partykeer, dis nie gemaklik nie, ek voel nie lus hiervoor nie, ek het nou al, dis wat dit partykeer van ons vra, maar agape liefde is, ek stap hierdie pad wat Christus met ons gestap het. En dan sluit ek af met Galasiërs 5 vers 6, een van daai verse wat ek partykeer uit my Bybel uit wil doodkrap. En dit is baie groot woorde, dis regtig baie groot woorde, want hoor hierdie woorde, al wat belangrik is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. Al wat regtig saak maak, is jou geloof, hierdie verhouding, wat oorgaan na hierdie verhouding toe. Sê ek moet mense lief hê, soos wat Christus my lief het. En dit beteken nie dat die ander goed is onbelangrik nie, dit beteken nie dat geloof is nie belangrik, en wat ek gee is nie belangrik, en wat ek glo is nie belangrik, en wat ek sê is belangrik nie, daai goed is ook belangrik, maar die belangrikste van dit alles, is liefde. Mag ons meer soos hierdie liefde lyk in ons lewens. Iemand gaan vir ons 'n sang sing, wat bietjie meer gaan oor hierdie liefde. I used to think I wanted to be famous. I'd be recognized out in the crowd. But the funny thing is, every time I've gotten what I want, it lets me down. But now I just want to look more like love. I just want to look more like love. This whole world is spinning crazy, and I can't quite keep up. It's the one thing around here that we don't have quite enough of, so I just want to look a little more like love. I used to think I needed all the answers. I used to need to know that I was right. I used to be afraid of things I couldn't cover up in black and white. But now I just want to look more like love. I just want to look more like love. This whole world is spinning crazy, and I can't quite keep up. It's the one thing around here that we don't have quite
so I just want to look a little more like love. Like love. I find the farther that I'll climb, there's always another line of mountaintops. It's never gonna stop. And the more of anything I do, the thing that always ends up true is getting what I want will never be enough. Now I just wanna look more like love. I just want to look more like love. This whole world is spinning crazy, and I can't quite keep up. It's the one thing around here that we don't have quite enough of. So I just want to look a little more like love. Wel, Devan, daai lied speel, toe dink ek net in my hart. Ervaar ek dat daar is van ons wat hier sit, wat in hierdie verhoudings met groot wonde sit. En dis vir ons moeilik om, as ons hier seer gekry het, in hierdie verhouding met ander mense, om dan weer onsself daar uit te sit, weer om te gee, weer van onsself te gee. En die fout wat ons maak is dat as ons die herstel en die restaurasie soek in daai verhouding, wat seer gekry het op daai vlak, dan kry ons dit nooit nie. Die herstel kom in hierdie verhouding. Alles wat skeef geloop het hier, word herstel in hierdie verhouding. Net God is perfek. Geen mens is perfek. En as ons na hom toe gaan met, Here, ek is stikkend. My verhoudings hier het skade gelei, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, en ek weet nie om weer lief te hê nie. Dan moet ons na hom toe gaan, dat hy die genesing en die herstel bring wat ons nodig het. Begin daar. Begin daar. Want is net hy wat kan. Kom ons bid saam. Vader, as ons vanoggend na hierdie ongelooflike gedeelte gekyk het in Korintiërs oor die liefde, as ons gechallenge, ek is uitgedaag, want om lief te hê soos wat agape liefde is nie maklik nie. En ons almal sit met wonde van waar ons al daar lief gehad, dalk onvoorwaardelik, maar ons het seer gekry, ons teleurgestel, vir ons voel, ek gaan nie weer nie. Maar Here, help ons om na U toe te draai, dat U ons kan herstel, dat daai perfekte liefde in ons lewens, ons gesond kan maak. Want ons kan nie die twee van mekaar skei nie. As ons hier worstel op die horisontaal, dan sukkel ons ook met die vertikaal, maar ons moet daar begin en daar ons herstel en genesing vind. Want eers dan kan ons weer horisontaal lief hê. En Here, ek bid vir elkeen wat sit met 'n wond in hulle lewe van 'n verhouding of verhoudings wat skeef geloop het. Here, dat U wat die eindelike een is wat genesing bring, sal in daai verhoudings intree. En Here, gee ons die wysheid om te onderskei, dat ons weet in watter rigting om te gaan. Partykeer is herstel moontlik, en ander kere is dit dat daar grense moet wees.
help ons om daai onderskeid te tref. En dankie vir die grootste liefde, toe ons nog sondaars was, wat in ons lewens ingekom het. En dat daai liefde vandag hier vir ons is. Amen. En amen. Ek wil jou seën met die woorde wat op die skerm is. Die Here maak my 'n instrument van vrede. Waar daar haat is, laat ek liefde saai. Waar daar onreg is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar donker is, donkerte is, lig. En waar daar hartseer is, vreugde. Amen en amen. As iemand gebed nodig het, jy is so welkom om net agter te bly, dan sal iemand wees wat saam met jou bid.